Duisende studente ontvang onreëlmatige befondsing van NSFAS en die SAPD help om 'n vrylopende krokodil in die Vaalrivier vas te keer. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is James Kemp. Die openbare beskermer het bevind dat 40,000 studente van 76 hoër onderwysinstellings onreëlmatig deur die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema, beter bekend as NSFAS, befonds is. Die waarde van die befondsing was 5,1 miljard rand, waarvan nog net 2 miljard rand verhaal kon word. Die OB, Koleka, sê dat die omvattende ondersoek genootskap is deur verskeie probleme by die hulpskema, insluitende herhaaldelike studentebetogings, vertragings met uitbetalings en ernstige bestuursprobleme. Die Landdroshof in Brakpan het vandag gehoor dat Wihandrey Pretorius, die sleutelfiguur in die moordsaak van Emmanuel Mbense, sy eie lewe geneem het nadat DNS-bewyse hom in Mbense se slaapkamer op die aand van sy moord geplaas het. Die getuienis is deur die ondersoekbeampte Nomsa Masuku gelewer in die saak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy 5 mede-beskuldigdes. Volgens Masuku kon Pretorius die DNS-verslag by sy vrou, Jean-Marie Eksteen, ontvang het. Eksteen is 'n voormalige beampte van die SAPD se blitspatrollie. Mbense is glo in sy woning in Brakpan gemartel en vermoor, waarna sy liggaam in 'n dam naby Nigel gestort is. Mkhwanazi en sy mede-beskuldigdes staan reg op aanklagte van moord, roof en regsverydeling. Die burgerregteorganisasie AfriForum waarsku dat NERSA se voorgestelde reëls vir die registrasie van kleinskaalse sonkraginstallasies moontlik tot nuwe heffings vir huishoudingsboere en ondernemings kan lei. NERSA het konsepreëls gepubliseer wat munisipaliteite en ander kragverspreiders in staat kan stel om registers van sonkragstelsels met 'n kapasiteit van minder as 100 kW op te stel. AfriForum bevraagteken die regsgrondslag daarvoor en waarsku dat munisipaliteite die registers moontlik kan gebruik om beskikbaarheidsfooie of ander sonkragverwante heffings in te stel, na mate huishoudings en ondernemings minder elektrisiteit van die netwerk koop. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het alle lesinglokale en koshuise gesluit te midde van studentebetogings oor studentefinansies, historiese skuld en die universiteit se nuwe toelatingsfooi. Die besluit volg na weke se ontwrigting en brandstigting by die Bellville kampus. Volgens die woordvoerder van die universiteit, Lauren Kansley, is die instelling op sy hoogste gereedheidsgrondslag geplaas om beserings te voorkom, veral nadat personeel en studente vroeër ernstig beseer is. Kansley het bygevoeg dat die bestuur die studenteleierskap gesmeek het om na die onderhandelingstafel terug te keer om die geweld en ontwrigting te staak. Konstruksiewerkers in België het tydens opknappingswerk aan 'n gebou in Dendermonde op 'n goudskat ter waarde van sowat 168 miljoen rand afgekom. Die skat, wat glo sowat 9 miljoen euro werd is, het ongeveer 50 goudstawe en groot hoeveelhede goue munte ingesluit wat in die keldermure versteek was. 'n 18-jarige student wat vakansiewerk gedoen het, was deel van die span wat op die fonds afgekom het. Volgens berigte bepaal Belgiese wetgewing dat 'n verborgde skat onder sekere omstandighede na 5 jaar opgeëis kan word, indien die oorspronklike eienaar nie gevind word nie. 'n Aardbewing met 'n seismiese meting van 6,1 het Indonesië se Sumatra-eiland vroeër vandag getref. Dit is die 3de aardbewing sedert die naweek. Geen beserings is tot dusver aangemeld nie. Die aardbewing wat die Flores-eiland Saterdag getref het, het 7,7 gemeet en minstens 68 lewens geëis. Meer as 900 huise, 87 skole en 18 gesondheidssentrums is deur die aardbewing en talle naskokke beskadig. Zambië se president Hakainde Hichilema het 'n tweede termyn gewen met 60% van die stemme. Die verkiesingskommissie het die uitslag vanoggend aangekondig. Hichilema, wat sedert 2021 aan bewind is, sê 13 teenstanders geklop. Sy naaste teenstander, Brian Mundubile, het sowat 38% van die stemme gekry.
En die Suid-Afrikaanse Polisiediens waterpolisieerings- en duikeenheid het gemeenskappe langs die Vaalrivier gewaarsku om waaksaam te wees nadat 'n vrylopende snoetkrokodil deur inwoners gewaar is. 'n Vanghok is vandag opgestel om die krokodil vas te trek, terwyl watersportgeesdriftiges gemaan is om die rivier voorlopig te vermy. Natuurbewaarders het intussen 2 reuse krokodille uit 'n agterplaas in Springs aan die Oosrand gered, waar hulle jarelank sonder permitte in 'n beknopte hok aangehou is. In Limpopo heers daar ook groot kommer nadat 'n krokodil naby 'n rioolaanleg en woongebied by Marble Hall op kamera vasgevang is. Dit is jou nuus hier op Pretoria FM se platforms. Ek is James Kemp. Môre middag maak ons weer so op dieselfde platforms om dieselfde tyd.